dink baie mooi. En dit gaan oor, jy weet hoe baie sê mense vir jou, ja, maar jy moet positief bly, jy moet positiewe denke doen. Nou is die vraag, wat is meer belangrik? Meer positiewe denke of minder negatiewe denke? Dink mooi. Meer positiewe denke of minder negatiewe denke? Nou ek is oortuig daarvan dat die oorgrote meerderheid gaan dadelik sê meer positiewe denke. OK, dis seker logies, maar dink hieroor. Ons is geneig om dit lineêr te sien. Aan die bokant is positiewe denke, optimiste, en aan die onderkant is negatiewe denke, pessimiste. Die werklikheid is dat dit eintlik twee verskillende skale is. Die positiewe denke van minimum positief tot maksimum positief, negatiewe denke van minimum negatief tot maksimum negatief. Dis wat dit actually is. Die twee moet nie op dieselfde skaal wees nie. Optimisme van baie laag tot baie hoog en dieselfde vir pessimisme. Dit is sekerlik iets niets vir die meeste mense, maar dink baie mooi daaroor. As jy beter wil voel, dan is dit goed om op te fokus, optimisties. Maar die werklike myle lê by pessimisme. Dink daaroor. Dis die kritikus in jou kop wat jou demotiveer. Dis die ding wat twyfel by jou opwek. Maak die een stil, dit wat oefening, maar dit vat oefening en dissipline, maar maak die pessimis in jou kop stil. Slim mense reken omtrent 70% van ons pessimistiese gedagtes sluip ongesiens by ons verby elke dag. Dit is so ingeburger in ons daaglikse lewens dat ons nie eers bewus is van dit nie. Hier is 5 grove groeperings van hierdie ingeburgerde pessimis. 1. Complain, kla. Byvoorbeeld, dis warm vandag. Dit gaan glad nie verander as jy kla oor dit nie. Ek sê altyd dat iemand wat oor die weer kla is 'n infidel. Maar hoeveel mense kom en, dis so warm, dis so koud. Ja, die wind waai verskriklik. Dis negatiewe gedagtes daai hoor. 2. Kritisering. OK, daar is die krag nou af. En dan gaan ons aan oor al die redes hoekom daar load shedding is. Die feit is, die krag is af en geen volume van kritiek gaan die krag laat aankom nie. Maar jy hou jou brein besig met die negatiewe dinge wat spruit uit die feit dat die krag af is. Ek hoop julle verstaan wat ek vir julle probeer sê. Derde een is concern, kwelling. Jy kwel oor die nuus, inflasie, olieprys, spanning in die Oekraïne, spanning in die Gaza. Ja, die goed is waar, maar hoekom kwel dit jou? Jy kan niks daaraan doen nie. Neem kennis daarvan en fokus op jou eie omstandighede. Gras wat te lank is, sny dit. Onkruid in die tuin, trek dit uit. Papiere op jou sypaadjie, tel dit net op. 4. Hierdie is 'n belangrike een. In Engels is dit commiserating, Afrikaans is medelee. Jy kom by iemand en hy begin met sy 3 K's, kla, kritiseer en kwellings. En daar gaan dit. Hierdie medelee is glad nie goed vir enige een van julle nie. Dis eintlik vernietigend. Moenie met hierdie ouens saampraat oor hulle kak nie. Dan 5. Catastrophizing, dramatisering. Dis 'n neiging. As jy regtig bedruk is, dan is ons geneig om dinge uit verband uit te ruk. Jy breek 'n eier in die pan om te braai en 'n stuk dop val in. Jy maak koffie en jy let nie op nie, jy mors oor die rand. Jy kom by jou kar en die wiel is pap. Jy kom by die deur uit en die hond het die veiliggoedsak beet gehad. Alles klein dingetjies, maar jy blaas jou top. Die 3 K's is die dinge wat 'n groot deel van ons dag uitmaak. En ons kom dit nie eers agter nie. En wat is daai 3 K's? Kla, kritiseer en kwel. Jy moet net my plekkie kry. O ja. En ons kom dit nie eers agter nie. Die M is tricky, want ons wil mos menslik wees, dis daai medelee. So jy dwing jouself om na die ander ou se kak te luister. En jy besef nie eers hoe dit jou aftrek nie. Die dramatisering ding, wel, elkeen van ons ken dit. Ek myself het maar die Forrest Gump stelling 'n refrein vir myself gemaak.
shit happens. Maar ongelukkig, baie mense sien daai stukkie dop in die eierpan en daar gaan hulle hele dag nou in die drein af. Maar dink baie mooi, hoeveel eierdop momente beleef jy per dag en hoe reageer jy? Haal jy net die dopie uit sonder om 'n woord te sê of jou top te blaas? Of blaas jy maar eers jou top en haal hom dan uit? Ek weet nie, jy sal weet. Ons is omsingel deur negativiteit. Nuus, Twitter, WhatsApp, Facebook, orals. Fokus op jouself en neem kennis van die goed. Die bulk van dit kan jy niks aan doen nie. Neem waar en skud jou kop en gaan aan. So onthou die 3 K's, kla, kritiseer en kwel. Leer om die 3 te bestuur. Moenie dat dit instinktiewe reaksies by jou wees nie. Kyk gedurig om jou rond vir iets om oor dankbaar te wees. Daar's altyd iets om voor dankbaar te wees. Al is dit net so eenvoudig soos om jou bene onder jou gat in te kry as jy opstaan. Daar's iets om voor dankbaar te wees. Dan die M, medelee. Moenie ander mense se emosionele slaansak word nie, hoor. Ek persoonlik het 'n manier om te sê, jammer om van jou kak te hoor, maar dis jou kak, nie myne nie. Glo vir my, ek doen dit. En dan die grootte, dramatisering. Ek het 'n gesegde wat ek baie gebruik. Die boereoorlog was erger, daar's mense dood. Dit klink dalk ligsinnig, maar dink oor dit. Ons is baie geneig om dinge vreeslik maklike buite proporsie te perruk. Ag, fok, kyk nou hierdie gemors en daar trek jy. Intussen is dit 'n bietjie koffie op die werksblad. Sien dit, vat 'n vatdoek, peer dit op en gaan aan. Nou kyk, ek hoop julle het nou verstaan wat ek vir julle probeer sê. Mense is baie geneig om te sien dat pessimisme en optimisme is op dieselfde skaal. Is nie. Dis 2 skale. Maximum pessimis, minimum pessimis. Maximum optimis, minimum optimis. Dis die 2 skale ook. Moenie die 2 mix nie. En hierdie negatiewe gedagtes, dis wat 'n ou roer hoor. Dus kom jy maar, ek moet nie daai aircon nou aansit. Ek begin nou warm kry hierso. Ja, 21 grade, maar waar lê die humiditeit? Oei, genade. Die humiditeit lê op 97. Wow, dis rof. Maar dink oor hierdie ding. Moet jy meer positief wees of moet jy minder negatief wees? Wat is die beste vir jou? En dit goed wat ek daar vir jou lees, duidelik. Jy kry die meeste myle deur minder negatief te wees. En jy moet verstaan, ons is onder moerse drukwoorde.